Vandag gaan ons kyk in die woord van die Here wat was en is nog steeds in Jesus Christus se gedagtes. Nou jy sal dalk vir my sê, ons gaan nooit presies weet nie, maar ek dink ons kan tog baie daarvan weet. Ons moet net die evangelies deeglik lees en bestudeer. Dit is altyd vir my vreemd dat baie mense meer weet van wat die Amerikaanse president sê of die celebrities van Hollywood of ons plaaslike politici as wat Jesus self in die evangelies gesê het. Die gevaar is dat ons dink ons weet alles wat in die Bybel staan, maar eintlik behoort ons 'n goeie studie daarvan te maak. En selfs die res van die Nuwe Testament, daarin kan ons sien hoe Paulus en die ander apostels Jesus se lewe en leer geïnterpreteer en voortgeleef het. En Jesus se lewensuitkyk en sy lewenspraktyk het tog ontstaan uit sy hart, uit sy gedagtes. Vandag gaan ons net na hierdie een aspek kyk. Wat ek glo altyd voorop in Jesus se gedagtes was, is die eer en die wil van God. Hy verklaar dit self in Johannes 6 vers 38 waar hy sê, ek het van die hemel afgekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En onthou jy daar in Lukas 4, toe die duiwel Jesus versoek het, met die tweede versoeking wou Satan gehad het Jesus moet voor hom buig en hom aanbid. Maar Jesus antwoord in vers 8 sonder om een oomblik te huiwer en hy sê, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Jesus kon dit dadelik antwoord, want dit was in sy hart en in sy gedagtes voorop. En nog een laaste bewys, toe Jesus se lewe op die spel was, toe hy letterlik die dood in die oë gestaar het en besef het, hy gaan binnekort aan die hand van wreedaardige, bloeddorstige vyande gemartel en vermoor word. Toe bid hy tot God sy Vader, en jy onthou mos die inhoud van sy gebed, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. In Jesus se hart, in sy gedagtes, was die eer en die wil van God altyd sentraal. Dit was sy fokus. Kan jy eerlik sê dat dit ook jou sentrale fokus is? Dit is hartseer dat daar 'n persepsie bestaan, dat Christene nie eintlik anders is en leef as die ongelowige mense in die wêreld nie. En wat nog erger is dat daar mense is wat soms voel dat hulle beter deur ongelowiges behandel word as deur sommige Christene. En ek weet, hierdie is gruwelike veralgemenings. En ek hoop en bid, dit is nie waar nie. Kom ons draai vandag ons gedagtes. Dalk is jou nou reeds reg gefokus en dan is ek saam met jou dankbaar. Maar ek gaan beslis selfondersoek doen en die Gees vra om my te lei, om soos Jesus te wees en die eer en die wil van God duidelik in my gedagtes sentraal voorop te hou. Kom ons bid saam. Here, ek bely en verklaar U as Here en Koning ook van my gedagtes, van my hart. O Heilige Gees, U woon in elkeen van God se kinders en ook in my. Lei my gedagtes, vorm my gedagtes, rig my gedagtes, dat die eer van God altyd sentraal sal wees, dat ek altyd eers sal dink, wat is die wil van God, en of ek nou tot sy eer dink en leef. Maak my nog liewer vir U en vir die Bybel, dat ek Jesus se woorde en optrede en gedagtes kan bestudeer, sodat ek al hoe meer en meer nuut kan dink en soos Jesus kan dink. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.